En ons praat vanaand oor die gedagte vir elke belofte wat jy van die Here ontvang, is daar 'n aanslag op hierdie belofte. Dit of my voorkom as ek deur die Bybel lees en in my eie lewe kyk, dan wil dit voorkom as die Here iets vir my beloof, of die vyand al die bose magte en die demone in werking stel om dit van my te steel en te roof, omdat die vyand se plan is om te steel en te roof volgens Johannes 10:10. So ek wil eers met vanaand bietjie gesels oor daardie beginsel, en ek wil afskop vanaand en vra, sou jy vanaand gaan slaap? Ek glo elkeen van julle gaan slaap vanaand op stadium. Wynand het vanmiddag nou al 2 keer geslaap, het ons gehoor, maar hy gaan vanaand weer slaap. Na hy sy bakkie roomys gehad het, gaan hy weer slaap. As jy vanaand slaap en môreoggend word jy wakker en dit is 18:35 en dis nie die tyd 18:35 dat jy so lank geslaap het nie, maar dis die jaar 18:35. Back to the Future, onthou julle daai fliek? Right. En jy beweeg 'n hele eeu en 'n half terug in die verlede na 18:35 toe. Wat gaan jy die meeste mis van hierdie moderne wêreld waarin ons leef? Wat gaan jy die meeste mis? Kom ons begin daar by Salome. Salome, wat gaan jy die meeste mis? Ja, ek wens ek het nou tyd gehad om te dink, dan het ek nou raak 'n lys gehad. Ja, ek gaan baie mis. Ek moet sê, ek het ook al daaraan gedink dat ek sou nie baie graag in die vroeë era groot wou geword het nie, want ek sal nie daarvan hou as my man my oor die kop slaan met 'n baseballbat en my hare trek en in die grot in. Nee. Okay, Salome sê sy gaan die meeste haar haardroër mis. Haar hare is altyd so netjies gekom. Maar dit so kort is soms nie harder. Ja, ek het nou gedink, hoe gaan jou man jou in jou kort hare trek? Dit gaan nogal moeilik Ja, nie sien, wees. dis hoekom ek nou gedink het ek gaan hulle sny, dan kan hy dit nie doen nie. So Alright. Lisel, wat gaan jy die meeste mis? Wel, mense wat my goed ken, dink ek sal weet 'n spoeltoilet. 'n spoeltoilet. Oh, dink aan daai lekker long drops. Oh, okay. 'n spoeltoilet. Marius, wat gaan jy die meeste mis? Ek dink elektrisiteit. Elektrisiteit, daar's 'n liedjie gemaak oor dit, elektrisiteit. Ja, dink net ons moet in 'n lewe ingaan en dit gaan nou nie net dat elektrisiteit nou en dan aankom of so solar nie, maar daar is net nie iets soos elektrisiteit nie. Ons so warm water hy moet ons 'n vuur maak of daar gaan ook nie vuurhoutjies wees nie. Marius? En jy kan ook in die yskas gaan kyk wat sal om te eet nie, want daar is nie yskas nie. Ja, ons sal 'n maar word, jong, ons gaan maar word. Tannie Wilma, wat gaan tannie die meeste mis? Ek selfs as Salome, ek wil nie 'n drop toilet hê nie, want jy weet nie wat kruip daaronder nie. Ek het al dit baie gebruik by my pa's die suster wat toe alle in die lewe gebring het en ons baie dae gaan kuier. Sy het 'n lang drop gehad. Ek wil nooit toilet toe gaan nie, maar jy moet. Nee. Ja, jy weet nie wat kruip daar weg nie. Ja, die geriewe van wat ons nou het, soos elektrisiteit en lekker water en 'n geyser en sulke goed, ja. Social media nie regtig nie. Ja, ek luister vandag na iemand wat sê dat ons maak 'n generasie groot van sosiale media. Dit is bad. Ons gaan eendag 'n bietjie daaroor gesels. Stel, wat gaan jy die meeste mis behalwe jou boetie? Ek dink my aircon kar. nie eers 'n kar nie, die aircon. Jy en Annelie wat so lief is vir die aircons, nou het julle albei nat neuse, né? John, wat gaan jy die meeste? Praat jy stel?
Ek sal sê 'n voertuig. Om te dink jy moet dalk daar op 'n donkie klim of in 'n sulke goeder. So ek dink maar 'n voertuig of sulke goed. Is ek maar dankbaar vir dit wat ek het. Yes. John, wat gaan jy die meeste mis? Hey man, daai perd moet vinnig wees. Spoed. Gaan jy spoed mis? Ja, ek gaan die spoed mis vermaak. En ek kan ek dink net as jy nie kan in kontak kom soos wat ons vanaand en as 'n familie kan met mekaar praat. Ek meen dit gaan nie lekker wees nie. Ja, die hedendaagse ding het afstand heeltemal uitgesny. Al is ons nou duisende kilometers uit mekaar uit, kan ons daarom half en half familie wees, né? Rina, wat gaan jy nie? Ekskuus, daar's nie meer time zones nie. Time zones is uit, né? Rina, wat gaan jy mis? Dis basically wat hy gesê het is om te kan praat, want dit is baie makliker, dit is lekker net om te weet, ja, as jy familie mis, kan jy 'n foon optel met hulle praat. So, en natuurlik om foto's te neem. Foto's te neem, yes. Anita, wat gaan jy die meeste mis? Ek sou gesê internet. Mhm. En onder andere dan nou goed soos Wi-Fi en sulke WhatsApp call en al daai goeders om, soos wat Rina gesê het. En John gesê het om van ver afstand af om so by mekaar te kry. Maar ek kan baie goed sê wat ek nie gaan mis nie, maar Pastor vra nie nou dit nie. Ja. Wynand, wat gaan jy mis? Nee, ek dink nie ek sal baie mis nie, pastoor. John, Rina, vir sê, jy moet onthou in daai tyd as ek by julle kom kuier het ek vir 2 weke kom kuier. Ek het my eie skape, ons het hulle daar geslag en also so moenie kla oor die kommunikasie nie, ons sal baie kry. Ons sal nog jy sal moeg wees my voor ek daar wegry. Tannie Wilma, ek sal vir jou 'n toilet ontwerp in 1830. Shucks man, kom ons gaan terug, dit sal lekker wees. Wat ek wel mee gaan sukkel is om 'n blokkie ys te kry en 'n koue koeldrankie te kan drink. Ja, nee, dit gaan 'n moeilik wees. Boxster, wat gaan jy mis? Die vrylike beskikbaarheid van water. Net 'n kraan oopdraai en daar's water, maar ek dink wat ek meer as dit gaan mis, is ons gemaklike klere, hedendaags. Daai korsette en stewels en groot hare in hierdie hitte gaan nie werk nie. Ja. Maar ja, soos Anita op sê, vra my eerder wat ek nie gaan mis. Wat ek gaan mis, ek gaan julle mis. Julle gaan ek baie mis, maar daar's een persoon hierso wat ek verskriklik baie gaan mis. Maar die gedagte wat ek net vanaand wil by vas staan is, van die 1835 tot 2025 was daar 'n ontwikkelingstydperk. En baie keer as ons oor God se beloftes praat, dan ontvang ons God se belofte en ons glo dit moet onmiddellik plaasvind, en as dit nie onmiddellik plaasvind en dan kyk ons hoekom het dit nie plaasgevind nie, het ek nie genoeg geloof nie, het God nie vir my vergeet nie. Maar as mens kyk na die moederbelofte in Genesis 3 vers 15 en ons gaan nou net daar staan, het daar 4000 jaar verloop. 4000 jaar voordat Jesus Christus aarde toe gekom het. So, dis die gedagte wat ons vanaand oor praat is, wanneer daar 'n belofte gespreek word, dan is daar dadelik 'n hele aanvalsmag wat gemobiliseer word om daardie woorde van God te neutraliseer. Hoekom dink julle wil die vyand die woord van God aanval, as ek dit so kan stel? Miskien omdat hy wil hê ons moet twyfel. Stem saam? Hy wil hê ons moet twyfel. Iemand van 'n ander invalshoek? Jaloers. Hy's jaloers, hy's afgunstig. Ja, ek dink wat Andy sê en wat Rina sê is so belangrik. Hy wil kom op 'n plek dat ons die integriteit van God betwyfel. Is hy werklik soewerein? Is hy werklik 'n almagtige God? Maar ek wil nou nie vooruitloop nie. Kom ons kyk wat sê die Bybel in 1 Korintiërs 16 vers 9, Rina. 1 Korintiërs 16 vers 9.
Want 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan en daar is baie teenstanders. Disel, wat noem mens daai goed wanneer daar twee teenstrydige goed is in Afrikaans? Is 'n paradoks of so iets. Salome, help my. Ekskuus Wynand. Oxymoron. Is 'n oxymoron, wat? 'n Oxymoron. Oei. Ek het gedog Salome het geleer vloek hierdie rooi nekke of hierdie Natallers het daar geleer vloek. Okay. Maar hier's 'n teenoorgestelde wat vir ons genoem word, 'n deur wat oopgaan. Nou en dan daar is daar teenstand. Nou as jy die woord deur hoor, 'n kragtige deur het vir my oopgegaan. Waaraan dink jy? 'n kragtige deur het oopgegaan. Net die woord deur. Brits. Iets niets, iets nuwe uitdaging, nuwe geleentheid, iets niets. Dit beteken ook op 'n stadium was hy geslote gewees. Op 'n stadium was daar 'n muur gewees. Was toe gewees. En nou is die deur is 'n teken van oop, dis toegang en jy kan daar deur gaan. Alraai. Nog iemand iets oor die woord deur wat in jou gees opkom, in jou gemoed opkom? Nuuskierigheid. Ek wou self te sê. Nuuskierigheid. Wat is aanderkant die deur? En terwyl John dit sê, moet ons dit ook vir mekaar sê. Pas op, nie alle deure wat oopgaan in jou lewe is deure wat die Here vir jou oopgemaak het nie. Ja. Ek onthou op 'n stadium toe ek die hondjies gehad het, ek gaan stap het en daar so wille hond, dan sê ek maar dankbaar daar's 'n heining en daar's 'n hek wat toe is. Want as daai hek oop was en daardie wille hond kom daar uit, nee, dan het julle gesien hoe hardloop ek en ek hardloop nie graag nie. So 'n deur, en ek sê dit maar sommer net hier so vir iemand, nie alle geopende deure kom van die Here af. Maar 'n deur wat oop is, word vereenselwig met God wat sekere geleenthede vir jou gee. Dis toegang tot die nuwe en dit bring ook nuuskierigheid, want agter die deur is daar miskien iets anderster. En ons is gebou, ons is aan mekaar gesit om vorentoe te beweeg. Maar nou kom die teenstrydigheid en sê daar's 'n geopende deur, maar daar is ook teenstand. Wat kom in julle gees op as ons praat oor teenstand? Waaraan dink julle onmiddellik? Ek sal sê ek sien 'n deur in my oë soos 'n nuwe kliënt. Die deur gaan oop, daar's 'n kliënt. Ons weet nie of die deur deur die Here gestuur is nie, die deur deur die Here oopgemaak is nie. Is dit 'n John sal weet, ons het gepraat daaroor, is dit 'n betalende kliënt of is dit 'n kliënt wat die job gaan vat en jou nooit gaan betaal nie? Dis wat ons moet uitkyk. So dis die teenstand wat jy kry om te weet waarheen gaan jy stap daardeur. En ek dink dit sluit ook aan by die nuuskierigheid van John, dat miskien agter daai deur is daar 'n wolf. Iets wat my gaan byt. Maar ek wil hê ons moet praat oor hierdie gedagte. God se woord is deure vir ons wat oopgaan. Maar as die deur oopgaan, is daar teenstand, want onthou ons het nog nie deur die deur beweeg nie. Iets interessant, Rina, lees net vir ons weer daai vers, daai een van die teenstand op die einde. En daar is baie teenstanders. Teenstanders klink vir my of dit verpersoonlik raak. Dis nie net omstandighede nie. Maar mense ook. Dit klink soos mense ook en miskien moet ons die vraag vra, wie is jou grootste teenstanders? Baie keer is dit ook mense wat nie
wil hê jy moet alles bietjie afgunstig. Okay, mense wat afgunstig is, dan die Wilma? Jou vyande. Het ons in hierdie moderne lewe nog vyande? Ja, baie maal ja. Mense wat afgunstig is teenoor jou, as jy iets behaal, dan is hulle kwaad en hoekom kon ek dit nie doen nie? Hoekom kan sy dit doen en ek kan dit nie doen nie? Daar's baie afgunstigheid. Okay, En jaloesie. Jaloesie, okay, stem saam met Tannie. Wie kan nog 'n teenstand? Yes. John, ek stem 100% saam met jou. Een van Louis se grootste teenstanders is Louis. Hier hierso en daarso, tussen hierdie ore. Is 'n groot teenstander. Wie kan nog 'n teenstander wees? Ja, van Natuurlijk. Ekskuus tog, Anita. Mense naby aan jou nou weer. Ja. Familie. Mense wat naby aan jou is groter teenstanders as mense wat buite is vir jou sê, John, jou hemp is te klein, dan gaan dit nie pla nie. Nee. Maar as ek vir jou sê jou hemp is te klein, so wat. Maar as Rina vir jou sê jou hemp is te klein, dan dit kom al nader. So mense wat naby jou is, se opinies word vertel vir jou meer. Maar sekerlik ons grootste vyand en ons grootste teenstander is Johannes 10 vers 10. Wat vir ons sê die vyand, die duiwel, hy loop rond, hy's 'n brullende leeu, hy kyk om te slag, te steel en te verwoes. So dis die teenstand wat ons skry. Nou voor ons oor hierdie teenstand praat, het ek het goed gedink dat ons net praat oor God se woord. Wat is God se woord? Hoeveel is 'n mens se woord werd vandag? Wynand, jy en John het daaroor gepraat. Kry jy 'n betalende kliënt? Kry jy net 'n kliënt wat vat en wegraak? Ek gaan jou betaal. Ek en Annelie is nou besig met 'n persoon wat weet die besigheid Annelie is 'n besigheid geld skuld en hy het 32,000 verskonings. Hy was nou die dag in Mosambiek of Zanzibar of waar ook al. Hoeveel is 'n mens se woord werd? Okay, ons weet mense is feilbaar, maar kom ons kyk wat sê die Bybel oor God se woord. Wat is God se woord? Anita, Jesaja 55 vers 10 tot 11. Ekskuus pastoor, net voor ons verder gaan nou. Ek wil net sê ek dink in die mate kan ons dan as ons een van die grootste vyande sit wat sê dit is nie die duiwel nie, want die duiwel kan nie sonder fisiese mense werk nie. Hy werk deur mense. So ek wil amper sê die grootste vyand wat jy hier moontlik kan hê is iets soos die anti-kris. Wat halwe waarhede wat nie ek wil amper sê nie eerlike mense is nie. Mense wat met verskoningkies kom dan. Maar die vyand kom ook en hy plaas sekere gedagtes in ons kop. Wat twyfel saai hierbo. Vir alles wat gaan oor die beloftes wat God vir ons gee. Maar ek stem saam met jou. Hy gebruik mense, hy inspireer mense om jou na te kom. Okay, Anita, Jesaja 55 vers 10 tot 11. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Dankie. Iets na die gedeelte wat vir julle wow is, wat opspring. Ons praat oor die woord van God. Waarmee word die woord van God vergelyk? Die woord van God is soos saad. Dis saad. Yes. Kan saad alleen 'n verandering bring? Nee. Saad wat ontkiem en groei. Ek wil hê julle gaan hierdie baie hoor. Daar's 'n proses. Kan reën, ek weet reën bring verstrome en verspoelings en al sulke goed, maar kan reën verandering bring?
Ja. Reën, water as sulks wat net val, kan nie verandering bring nie, maar as daar 'n proses is, dan verander dit die kleur van die gras na groen en daar's groei ensovoorts ensovoorts. Daar's 'n proses, maar sneeu is ook 'n manier van water wat op die grond val. Okay. Nog iets wat vir julle uitstaan in hierdie vers of hierdie twee verse? Dit sal nooit leeg terugkeer nie. Dit sal nie leeg terugkeer nie. As God gesê het, ek kom weer, dan gaan hy nooit terugkeer op sy woord nie. Net soos ons weet die reën, daar is verdamping wat plaasvind, ja, ek weet dit, maar ons sien nie die reendruppels weer, daar gaan dit op nie, nou is dit droog nie. Dit reën, dit bring verandering. En net so is die woord van God, en dit sal nie leeg terugkeer nie. Is daar nog 'n ander woord wat vir julle uitstaan? Daai doen wat my Salomies, behaag en voorspoedig wees. behaag. Anita sê bietjie iets oor behaag. Beval wat hy wil hê dit moet wees, ek moet hom tevrede stel. So behaag is gekoppel aan God se wil. Sy woord gaan om heerlikheid op aarde te bring. Sê vir my as ek nou woorde praat wat ons nie saamstem nie. Maar sy woord, die doel van God se woord is om sy wil hier op aarde te plaas. Salome, jy het nog niks gesien nie. Sê ietsie. Ek hou baie van hierdie versie. Ek het hom nogal baie vroeër in my lewe ek het hom geleer in my kop uit, want ek dink dit is nodig om te weet ook dat God nie kan lieg nie, en hy is 'n waarmaker van sy woord. So as 'n mens kan terugkyk en kyk in jou lewe aan beloftes wat die Here vir jou gegee het, en jy kyk terug en dan sien jy dit is waar, die seisoene het verander en sy woord het waar geword. Daar's nog een woord wat ek wil oor praat, wat uitspring vir Louis, en dit is, hy het sy woord gestuur. John sê vanaand miskien vir ons, John, wat se motorfiets wil jy graag hê? Ja. Die H2R. H2R, dit klink soos 'n Yamaha. Ja, Kawasaki. Nou kry John 'n woord. Ek weet nie of die Here nou vir ons so iets sal sê nie, want ek meen, daar's baie risiko met motorfietsse, maar nee, is net 'n grappie. Right. Nou kry John 'n woord. John kry 'n woord wat gestuur is, jy gaan 'n Kawasaki, wat John? H2O, wat? HR2 kry. Nou sê hy vanaand hier op die groep, die woord is na John toe gestuur. Kan ek môre vir almal gaan vertel, die Here het gesê, Louis, jy gaan 'n motorfiets kry? Nee. So die woord word gestuur of in die algemeen of na 'n spesifieke persoon toe. Ekskuus, as dit nie sin maak jy moet ons stop hieroor. Maak dit sin? So ek kan nie, as Marius se woord ontvang het, om te sê, hulle moet by hierdie gemeente aansluit, dan is dit nie te sê, Louis moet by dieselfde gemeente aansluit. Ek moet die Here se aangesig gaan soek, en ek moet luister wat die Here vir my sê, en die Heilige Gees vir my sê, om te weet by watter gemeente moet ek aansluit. Alright, enige opmerkings, enige iets wat julle wil sê, meneer Brits? Met die deure het ek net 'n ding wat ek kan dink. Ek dink as aan die bokant van die deur staan vrede, dan is dit 'n deur om by in te gaan. Maar as daar onvrede in jou hart is, moet jy die deur liewer los. Daar gaan, soos John nog gesê het, nuuskierigheid wees, en daai nuuskierigheid is maar 'n groot ding, want jy wil en jy wil en jy wil, maar jy moet nie. Maar ek dink daar moet vrede op daai deur staan. En dan op hierdie van wat ons nou gelees het, die ene wat vir my uitstaan is net, hier in ons vertaling staan daar, net so is dit met die woord wat uit my mond kom.
Dis nie 'n gedagte gewees nie, dis iets wat gespreek is en iets wat gespreek word, ek wil amper sê bring lewe of kom tot stand. Soos wat die Here ook gespreek het en die hele wêreld het so bestaan. Praat is baie belangrik. Dis nie gedagtes is goed om te dink, maar praat is baie belangrik om dinge te laat gebeur. 100%. Ek dink ook Marius wat wil aansluit daar by jou is dat as mens kyk na net hoe sterk is mense se woorde, mense in posisie. Kom ons vat die president van Amerika. Hy sê net ek soek nie dit nie en ek soek nie dit nie en dit gebeur. Hoeveel te meer is God se woord? Maar ons moet altyd onthou, vir my, God se woord is vir 'n sekere persoon, is vir 'n sekere tyd en is vir 'n sekere plek. Daai is baie belangrik. Alraai, kom ons kyk wat sê Jesaja 40 vers 8, Bokster. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van God bly vir altyd. So, as Anita 'n belofte ontvang het, 'n profesie ontvang het toe sy 2 jaar oud is, wanneer verval daardie profesie, Anita? Wanneer dit waar geword het. Wanneer dit vervul is. God se woord het nie 'n vervaldatum nie. Het nie 'n vervaldatum nie. So, dis vir my belangrik. Salome, as jy vir ons Matteus 24:35 kan lees asseblief. Matteus 24:35. Ja. 35. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. So, God se woord is deel van ewigheidswaarde. Dit kan nie verbygaan. Dit kan nie verbygaan nie. Kom ons kyk na die volgende versie Lisel. Was nie 'n vervaldatum nie. Daar is no expiry date, geen vervaldatum nie. As daai woord gespreek is, dan sal dit gebeur en dis vir my interessant. Ek het so 'n belofteboek en goed wat ek onthou het wat mense profesie en woorde wat die Here vir my gegee het en wat 20 jaar terug vir my gegee is. Die goed kom nou eers in plek. Dit val nou eers in plek. En daai tyd was dit vir my so belangrik en nou lyk dit vir my half dit vloei net so. Dit vloei net so op die regte tyd op die regte plek. Alright, Numeri 23 vers 19 tot 20 Lisel. God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Hy is nie 'n mens wat ekskuus sal sê nie. Het hy al ooit iets gesê wat hy nie gedoen het nie? Het hy iets beloof wat hy nie nagekom het nie? Ek het die opdrag gekry om te seën. Hy het geseën en ek kan dit nie omdraai nie. Okay, dit gaan oor Biljam en Balak hierson, hè? As God jou seën, wie kan dit keer? Daar's een ding wat God nie kan doen nie. God is almagtig, maar daar's een ding wat hy nie kan doen nie. Wat kan God nie doen nie? Kan nie lieg nie. Hy kan nie lieg nie. Hy kan nie lieg nie en hy kan nie sy woord verbreek nie. Almal van ons is feilbaar. Hebreërs 10 vers 23. Iemand Anita as jy vir ons vinnig kan kry asseblief Hebreërs 10 vers 23. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. God is getrou. Iemand wat vandag kan blaai 2 Timoteus 2 vers 13. Arina, 2 Timoteus 2 vers 13. Nou, that's dit. Sorry. My vingers is te groot. 2 Timoteus. Ja, dis poesterman. Okay, 2 Timoteus
2:13. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Al is ons ontrou, God bly getrou. Dus getrouheid is deel van God se karakter. Dit is nie iets wat hy aangeleer het nie. Dis deel van God se karakter. Terug te kom na Numeri 23 toe. Is ons geseënd? Ja, definitief. Vroulief sê ja, definitief. Wat sê Lisel? Ja. As Marius malva pudding gemaak het, is ons verseker geseën. Ek dink net dat as ons gered is deur Jesus, is ons klaar geseënd. Maak nie saak wat daarna gebeur nie. Ons is nou maar eenmal 'n geseënde van die Here. Efesiërs 1:3. Hy het ons geseën met alle geestelike seëninge. Nou wil ek hê ons by die volgende vers met ons stil staan vir 'n oombliekie. Stel Jeremia 1:12. 1:12. Sê die Here vir my, jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Ja, wat sê julle van daai versie? Dis klaar. Lisel, lees hom in jou vertaling vir my. Daar's iets moois in jou vertaling wat ek nie weet of dit in die ou vertaling is nie. Is dit Jeremia 1:12? Jeremia 1:12, ja. En die Here het vir my gesê, ja, dit is 'n amandeltakkie. En dit beteken dat ek oplet en gereed staan om te doen wat ek gedreig het om te doen. Ja. Eerste ding sê hy, dis 'n amandeltakkie. Wynand, as jy wil weet of die lente kom, waarna kyk jy? Bloeisels. Bloeisels aan watter bome is eerste gewoonlik? Vrugtebome. Ja, jou vyeboom, jou blomperske. Nou in die Bybelse tyd was dit jou amandelboom wat eerste gebloei het. Lisel, daai van jou sê dit so mooi, lees hom net weer. Ja, dit is 'n amandeltakkie en dit beteken dat ek oplet en gereed staan om te doen wat ek gedreig het om te doen. So daai wakker beteken God is gereed. En miskien kom Louis op 'n plek vanaand dat hy sê, Here, wanneer gaan dit gebeur? Ek raak ongeduldig. Miskien raak jy ongeduldig in jou situasie waar jy is. Die Here sê ek is gereed. Dit moet net in plek val. Moenie jou geloof verloor nie. Die Bybel sê, en ek sê dit met respek vanaand, God slaap nie op sy woord nie. Hy slaap nie op sy beloftes nie. Hy's wakker. Hy's wakker oor sy beloftes. Kyk, praat met my oor Jeremia 1:12, Marius. Ek gaan nie spesifiek, maar dit is seker maar dit sluit al by dit aan. Ons het vandag daar so in die kerk het 'n vrou getuienis gelewer. Haar kind het 9 jaar terug het hy besluit om los te breek van die familie af en heeltemal op sy eie te gaan na 'n ander land toe en niks met hulle te doen wil hê. Hy wil nie weet van verjaarsdae of van begrafnisse, niks met die family nie. En sy het toe op 'n stadium met sy 'n prentjie in haar kop gekry van sy ontmoet haar seun by 'n lughawe. Sy kon loop so aan hom toe. En sy sê sy daai prentjie het sy in haar kop gehou en aangehou bid vir dit. En nou 9 jaar daarna het die seun haar gekontak en gesê kry vir haar of hy stuur vir haar vliegtuigkaartjie. Sy moet kom kuier daar waar hy ook al is in die wêreld. Daai prentjie, daai visioen, né? Ja. Daai gesig. En so sy gaan hom ontmoet op die lughawe waar sy daai prentjie gekry het. So mens weet nooit wanneer dit sal gebeur nie, maar hou altyd aan bid. En selfs met die 9 jaar, ek weet nou vir 9 jaar 'n ding speel nie. Ek weet my tannie het ook nog glad nie kinders gekry het nie en vir 9 jaar het hulle probeer en op die 9de jaar het sy swanger geword.
So ja, as jy nie langer as 9 jaar mag nie, moenie worry nie, gaan net aan. Hou net aan bid, hou net aan glo. Ek het gedog jy gaan nou iets anders te vir ons verduidelik, maar is reg, maar dit is 'n ander Okay, watch the space. Watch the space. Vrydag aand. Sondag aand. Is dit vir die vliegtuigkaartjie of vir die Vir die vliegtuigkaart. Ja. Iemand iets anders te sê oor Jeremia 1 vers 12? Dis ek vir my incredible dat God is wakker oor sy woord. Hy pas hierdie woord wat hy opgespreek het, pas hy op. Nog iemand iets sê oor die woord wakker? Wakker oor sy woord? Anita, wat sê Wynand? Hy sê, God is wakker oor sy woord. Right. Kom ons praat 'n bietjie oor, ons het nou gepraat oor God se woord. Kom ons praat 'n bietjie oor die teenstand. Die geopende deur. Nou praat ons oor die teenstand en ons kyk na die moederbelofte. En ek gaan vra vir iemand wat nie gaan kwaad word nie om dit vir ons te lees. Anita, jy lyk die gemaklikste vanaand. Die mees gespanne. Genesis 3 vers 1 tot 19. En John gaan jou in die rede val en ja, miskien gaan ander mense jou ook in die rede val. Miskien is ek ook een van hulle. Okay. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Kyk, stop hom net daar, Anita. So die vyand is listig. Hy's daarop uit om kwaad te saai. En hy het na Eva toe gekom en net een ding begin doen met Eva. Hy het begin om twyfel te saai. En sy beste, Wynand, wat is die beste tyd om te saai? Vroeg, wel, Wanneer mens honger is. wat jy saai, maar ja, so in die somertyd. Nadat het gereën het, dan ploeg jy en saai jy. So daar's 'n tyd om te saai. En die vyand se beste tyd om te saai is tussen 12 en 3 in die nag. Marius, wat sê jy? Gelukkig word ek eers na 3 wakker. Wie van julle kan saam met my getuig tussen 12 en 3? Dan werk die somme nie meer uit nie. Moenie 'n calculator op jou bedkassie sit nie, Wynand. Moenie so dom wees soos ek en dan begin jy sommetjies maak daai tyd van die nag nie. Draai net om en sê Here, U is in beheer. Slaap. Nou doen dit. Doen dit. Goeie prediker. Right. Anita? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Het Adam en Eva gesterwe toe hulle van die vrug geëet het? Geestelik, ja, nie fisies nie. Hulle het geestelik, en die geestelike dood is baie erger as die fisiese dood. Want daar's 'n verwydering tussen jou en God. Hulle het 'n geestelike dood gesterf. So, hier's die groot ding. Die vyand val die integriteit van God aan, hy val die integriteit van die woord aan. En dan die tweede een is, die vyand is 'n leienaar. Marius het dit nou so mooi gesê, as daar nie vrede oor daai deur staan nie, moenie daarin gaan nie, jy gaan jou opstamp. Daar moet vrede, jy moet rustigheid hê oor daardie oop deur. Okay, Anita? Kan ek iets vra gaga? Yes, John.
die mens is van natuur nuuskierig. Jy wil weet wat is agter daardie gesluite deur. Nou dis presies wat hier gebeur het. Dit het nie baie jy het net daardie hupstootjie gehad het om jou oor die bult te kry. Die mens was klaar nuuskierig. Hoekom mag ek nie van daai boom eet nie? 100%. 100%. So is die mens geskape. Korrek. Ons van nuuskierigheid is die tronk vol en die baar leeg. Hoe gaan daai ene? Sterk is leeg. Okay. Die baar. Kasien ek was in HTS. Ek was nie in Pietpot gewees. Dis hoekom die Here mos vir jou 'n eie wil gegee. Yes. Maar dit gaan oor keuses wat jy maak, so. Keuses. Alraai. Anita, lees hom vir ons verder. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Okay. Pas op vir jou sintuie. John het gesê jy het net daardie ietsie wat jou gaan oorstoot. Pas op vir wat jy sien, wat jy voel en wat jy hoor. Want dit is wat jou oorstoot. Jou nuuskierigheid is klaar geprikkel. Hoekom mag ek nie van hierdie boom eet? Dit lyk dan so mooi. Dit voel so mooi. Dit klink so mooi. Hoekom mag ek nie hiervan eet nie? Okay, Anita, jy moet na die oorspronklike taal gaan kyk. Die oorspronklike taal sê, sy het nie vir Adam van die vrug gegee nie. Die oorspronklike Hebreëus sê, sy het Adam op die grond neergedruk en die appel in sy keel afgedruk. Nou, hy het dit nie uit vrye wil gedoen nie. Hy's in sy keel ingedruk. Nee, hy het dit uit vrye wil uitgevat. Moenie daai storie Dit is vir my soos die vroulike natuur, druk alles in ons keelgatte uit. Ja, dis ook so dik word. Anita? Ja, die man was by haar, terwyl dit alles gebeur. Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwinkie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom: "Waar is jy?" Waar is jy? En hy antwoord: "Ek het 'n geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg." En hy sê: "Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie?" Dit sê net tot by 9, moet ek aangaan tot by? 19. Ja, ons gaan aan tot by 19. O. En die mens antwoord: "Die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet." Daarop sê die Here God aan die vrou: "Wat het jy nou gedoen?" En die vrou antwoord: "Die slang het my bedrieg en ek het geëet." Ja, kom ons stop daarso. Kom ons stop hier daar. Wie blameer jy? Wat ek vra. Wie blameer jy? Net jouself. Jy eet wat God het mos vir my hierdie vrou gegee. Adam het gesê, ja, gee vir my ook 'n bietjie appeltjie daarso. En die vrou blameer die duiwel, slang. Wie het Hansie Cronje blameer omdat hy daai geldjies gevat het? Ja. Voor die King-kommissie? Correct. Kan nie onthou nie. Hy het gesê die vyand, die duiwel. Ja. Ja, hy is die oorsprong van alle kwaad, ontstemmend, maar dit was my keuse. Vat verantwoordelikheid vir
Jou keuses. Okay, maar dis 'n preek vir 'n ander aand. Wie blameer jy? Okay. Hier kom die mooi gedeelte. Toe sê die Here God aan die slang: Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. Okay, En kom ek ek sal stop jou net daarso. Kom ek stop jou net daar. Stof. Moenie laat hierdie woord stof by jou verbygaan nie. Waarvan is die mens gemaak? Stof. Stof verteenwoordig die vleeslike. So hy val jou aan op die vleeslike riekelm. Stof. Toe Jesus gekom het en hy die voete van die disippels gewas. Hoekom het hy die voete van die disippels gewas? Hoekom het hulle voete gewas? Kom ons praat oor die beginsel. Hoekom het hulle voete gewas, Salome? Om te wys dat hy dien, 'n dienaar, nee, dat hy nie dat hy hulle kon dien nie. Ja, ek stem saam met jou om te dien. Maar as mense vir my kom kuier het ek hulle voete gewas om die stof Stof af te kry. van die voete af te was. Sien hierdie lyn wat deurloop. Jy's gemaak van stof. Maar Jesus kom en hy was die stof van jou voete af. Nou vra ek vir jou, hoekom is die vyand daarop uit om jou aan te val en jou te vernietig? Want sy begeerte is na stof. Hy wil stof eet. En daarom val hy jou aan op die vleeslike vlak. Sodra God vir jou 'n belofte gegee het, dan kom hy en hy span al sy demoniese magte en al sy kragte in om jou aan te val, om daardie belofte en daardie integriteit van daardie belofte dat jy moet twyfel daaraan. Ja, nou sit julle, John sit soms so terug, hy kan nie glo wat ek nou gesê het nie. Stem jy saam, John? Ja, dis die waarheid. Iemand iets gesê tot sover wat Anita gelees het, of gaan sy verder lees? Gaan aan, Anita, Marie sê jy moet aangaan. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Kom ons stop hom net daar. Hierdie is die moederbelofte. Wie het die vyand se kop vermorsel? Jesus. Jesus Christus. Dis die eerste keer waar God 'n profesie gee vir die mens en sê hy sal die vyand se kop vermorsel. En toe Jesus sterf aan die kruis, toe sê hy dit is volbring. Die vyand se kop is nou afgekap. Maar weet julle van hierdie belofte gespreek is tot waar Jesus gesterf het, plus minus 4000 jaar. 4000 jaar. Anita, jy kan klaarmaak? Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy. Van stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. Right, daai gedeelte, Bernard, jy kan lekker daarby assosieer, die man, sweet van jou aangesig, bossies, voor die sonneval was daar nie bossies nie. Hier kom bossies, dorings en dissels kom nou in. Al hierdie goed, die sweet van die, voor die sonneval was werk lekker, ons het nie gesweet nie, ons het nie, was lekker geweest. Maar, en ons het 'n paar minute oor, maar hy snip oog al vir my en trek groot oor, ons tyd hardloop uit. Ons het 'n paar minute oor. Hierdie 4000 jaar, voordat Jesus gekom het, was daar 'n aanslag
op die bloedlyn. Ek het aanlet vanmiddag daaroor gesels. God het die mense geskape. Maar kyk wat doen die mens met die toring van Babel. Hulle probeer hoër as God wees. Toe kom God en hy kies 'n mens uit. Hy kies vir Abraham uit. Kyk die teenstand. Abraham het oop deure gehad. Die Here sê, ek gee vir jou oop deure. Maar kyk die teenstand wat Abraham gehad het. Toe kies God 'n volk. Kyk die volk Israel in die woestyn, die teenstand wat hulle gehad het. Kyk die teenstand wat hulle gehad het in die beloofde land. Ek wil Nehemia net die gedagtes bietjie roer. Het die beloofde land vyande ingesluit? Reuse. Reuse, byna reuse. Baie keer dink ons die beloofde land het nie reuse nie. Die beloofde land is daar nie teenstand nie. Julle geweet, as ek reg kan onthou, in die 40 jaar in die woestyn het hulle 2 oorloë geveg. Maar in die beloofde land het hulle iets soos 13 of 14 oorloë geveg. So al is jy vanaand in 'n beloofde land, is daar nog steeds teenstand. Dink die teenstand wat, dink maar net so reg deur die geskiedenis, dink aan Dawid, dink aan almal hier so in die Ou Testament, die teenstand, daar was 'n geopende deur, maar daar was teenstand. En vanaand het jy dalk 'n belofte van die Here ontvang, en jy weet nie hoekom is daar teenstand nie. Here, wanneer gaan dit nou gebeur? Hoekom gaan dit nie gebeur nie? En jy verstaan nie, hoekom is daar teenstand nie? Of wat ek vanaand wil vir jou sê, jy's deel van 'n uitgeleese groep mense. Want die Bybel sê, daar's 'n kragtige deur wat vir my oopgegaan het. Maar daar is teenstand. Vlei. My storie is uit. Wynand, enigiets van jou kant af? Nee, ek het nog nooit hierdie stuk so ver gelees soos nou nie. Ek het altyd gekry as ek 'n polvader of 'n ding hier by die huis kry en ek maak hom dood, dan hardloop ek op daar na my land toe om te kyk of die borsies dood gegaan het. Maar nog nie. So. Ja, ek is 'n Bybelse mens, 'n slang moet dood, maar hy kop moet af. Nee, ek het niks regtig. Dankie pastoor, is lekker. Anita? Nee, van my kant af nie, pastoor. Bokster? Nee, dit sê maar net weer vir ons, net die Here se tyd is sy eie tyd. Ons moet niks aanjaag nie. Ons moet vertrou, ons moet glo. Ons moenie moed verloor nie. Dinge gebeur op sy tyd. Amen. Salome? Jou klank. Nee, ek is Klank- reg, dankie. Ja, jy kan nie laat ons so lank vir jou wag en sê jy's reg nie. Sê ietsie. Ek is bekommerd oor Salome. Nee, ek is reg, dankie nie. Kan nie Wilma? Ek is reg, dankie Louis. Dankie Tannie. Lisel, iets wat jy wil byvoeg? Nee, dankie. Meneer Brits? Ja, ek is mos nie 'n ou wat baie lees nie, maar ek het toen 'n bietjie verder gelees hier van 19 af. Ek dink as ons altyd praat van sonde, dan sê ons altyd dit het begin met Eva, met Adam en Eva in die tuin. So vir God was dit nogal 'n groot hartseer geweest, as ek dit so kan noem. Maar hierso in vers 21 staan daarso. Dit is nou nadat hulle nou daai vrugte en goed geëet het en die Here vir hulle gesê het hulle gaan swaar kry. Toe staan daarso: Toe het die Here God vir die mens en sy vrou klere van vel gemaak en hulle dit laat aantrek. Die Here het hulle nie net gelos en gesê julle is niks werd en julle gaan nou net een kant wees nie. Hy het nog steeds vir hulle gesorg, al was dit nou die ergste wat kon gebeur vir die hele wêreld van daar af. Het die Here nog steeds gesorg. Yes. En wat En ek interessant is, Ja. Marius, praat lank. En ek dink met enige aanslag wat daar so is, wat ons nou gelees het, vir elke belofte is daar 'n aanslag.
Vir elke aanslag wat daar is, sal die Here nog steeds aanhou sorg. So lief het hy ons. Ja. Dis waar die eerste offerstelsel natuurlik ingekom het, né? Die klere wat gemaak is vir die mens. Dis die eerste offerstelsel, die tydelike versoening wat gekom het, die kleding, sodat daar tussen die mens en God en die mens weer versoening kan kom. Okay, nou die prentjies heeltemal van. Stel enigiets van jou kant af? Net dat die Vader, as hy iets jou beloof het, dat hy dit sal uitvoer totdat dit gebeur. Ons moet net sy Verseker. wil wat geskied. Verseker. Lisel, het jy ietsie gesê vanaand? Nee, dankie. Is reg. Rina, het jy ietsie gesê? Nee, reg, dankie. John? Dan net, papa is liefde. Hy is nie daar om jou seer te maak. Maar nou en dan moet jy pak slaag kry. Maar dis uit liefde uit. Stem saam. Wynand, het jy klaar gepraat? Dankie, pastoor. Sê vir my, Wynand, enige gebedsversoeke? Ja, pastoor, ons het so twee mense wat ons tamelik goed ken wat so 'n bietjie in 'n slegte ding geval het. Nie hulle eie skuld nie, dit mense trap op hulle en van al die kante af kry hulle weerstand. Wat nogal ek weet nie, my dit ontstel my so 'n bietjie, maar ek dink as ons net hulle in gebede kan hou. Hulle naam is Gideon en Colette. Gideon en Colette. Bid vir hulle. Sê vir hulle, stuur vir hulle boodskap en sê hierdie groep bid vir hulle. Hulle sal die deur gaan. Anita, iets van jou kant af? Nie wat ek aan kan dink, dankie pastoor. Van jou kant af? Nee. Net dat ons kan lekker vlieg Dinsdag. So as alles regloop, praat ons uit die Kaap uit met julle en dan gaan ons weer 'n bietjie Kaap en Kaaps met julle praat. Rina, enige gebedsversoeke? Nee, happiness, dankie. Happiness. John, Shanana, enigiets anders? So net vir die Liebenberg familie bid vir sy twee kinders en sy suster en sy geloofde. Hy het sy lewe gister verloor in 'n motorfietsongeluk. Ja. En dit het so 12:15 gebeur Saterdagoggend. En ons het eers sy lijk gekry hier by 11:00 op Saterdagoggend. So. Sterkte. Bid vir daai Liebenberg familie. So, sterkte. Tannie Wilma, iets van Tannie se kant af? Ek is reg, dankie Louis. Dankie Tannie. Salome, waar bid ons saam? PW en Elise van Reinhardsvleis het siek geword deur een van die personeel het een of ander siekte daar aangebring. Nou is hulle siek, die personeel is siek en die kinders is siek. So dis bietjie sleg nou daar. Ja, so ek kom nie daar nou nie, maar ek is alright, ek doen oor die internet my werk. Maar ja, dis bietjie sleg asseblief. Dis nogal ernstig, veral as hulle almal siek is. Bid vir hulle, Salome. Dankie. Lisel, enige gebedsversoeke? Nee, dankie. Meneer Brits? Ek wil net bid dat die mense in ons groep en ander ook, maar spesifiek in ons groep sal moed hou en sal geduldig wees op die Here se beloftes. Amen. Yes. Stel? Is reg, dankie Louis. Bid vir hierdie versoeke. Ek wil graag die laaste teksvers met julle deel. En ek besef vanaand wanneer ons hierdie gedeelte behartig het vanaand gelees het en oor gepraat is dat elkeen van ons is in 'n soort van 'n oorlog gewikkeld. En miskien is jy vanaand in 'n geveg betrokke en jy sê vanaand vir my Louis, ek kan nie dit vir julle sê nie, maar ek het nie die wapens om dit te veg waar ek nou is nie. Miskien die teenstand waardeur jy gaan het, ons geen idee waardeur jy gaan nie en jy het nie. Jy sê net ek het nie die wapens nie.
Dan sê vers 17, dit is in Jesaja 54 vers 17, hy sê, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dis die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Maak nie saak hoe groot is die teenstand, soos Marius sê. God bring die uitkoms. Hy het nog steeds vir jou 'n geopende deur gegee. Hou vas aan sy woord. Al is die teenstand hoe sterk en al is die wapens hoe groot, God sal vir jou uitkoms stuur. Wynand, sluit vir ons af met gebed asseblief. Here, ons groot en almagtige Vader, ons wil vir U baie dankie sê dat ons so geseënd is om in 'n groep soos hierdie te kan deelneem. Dat ons bevoorreg is dat ons hier kan wees uit vrye wil uit. Here, ek bid vir elkeen van ons vanaand hierso, mense wat inluister na die tyd, dat hulle almal geseën sal wees met geduld, dat ons sal wag op U tyd, Here, sal die regte dinge vir ons gebeur. Hou ons ook veilig, lei behoed en bewaar ons deur hierdie week wat voorlê. En as dit U wil is, Here, bring ons volgende week weer terug by mekaar. In Jesus naam. Dankie julle. Mag julle 'n geseënde week hê. En laai bietjie vir ons paar ek beloftes môre op die Bybel op die groep. Dis so lekker as ek maandagoggend deur die rush gaan van 'n maandagoggend en ons kom by daardie teksverse uit. Dis wonderlik. Mag julle 'n wonderlike nag hê. Onthou, God is baie lief vir julle. Baie lief. Voordat julle gaan, ek het net 'n getuienis. Gister by hierdie lelike ongeluk het Rine twee vroumense na die Here toe gelei. Wonderlik. Uit die negatiewe kom die positiewe na vore, né? Ja. Wonderlik. Alright, julle moenie dat ondergaan nie. Julle is kookbottels, julle kom altyd op boontoe, hoor. Julle gaan nie onder nie. Julle kom op boontoe. Bye julle, lekker slaapies. Bye, mooi weer. Bye.